Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en dan raak ons vir 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here vanaand met die sing van Psalm 103. Ons gaan daarvan die eerste en die tweede vers sing. Vers 1 en 2, loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, in die nood is hy jou hulp gewees. Psalm 103, eerste en tweede vers, waarna ons saam bid. Kom ons bid saam. O driemaal heilige God, almagtige Vader, ons dankie dat ons vanaand ook so saam kan sing. En wanneer ons sê loof, loof die Heer, en wie ons van harte bly is, dat ons mag weet dat ons dit saam met die hele skepping uitroep. Saam met die engele om die troon, die geloofsgetuies rondom die troon. Ja, dat ons dit nooit alleen doen nie. Daarom wil ons vanaand ook vra, dat U juist deur die verkondiging van die evangelie van ons Here Jesus Christus ons elkeen sal oproep tot 'n nuwe dankbaarheid, ja tot nuwe lewe, maar ook tot nuwe lof tot die eer van U naam. Dat in alles wat ons sê en dink en doen, ons U naam sal verheerlik. Ja, dat ons mag weet dat ons dit in lewe
en in sterwe doen. Alles wat ons doen, tot die eer van U naam. Daarom vra ons ook dat U ons genadig sal wees en ons sondigheid vergewe, daar waar ons U naam in oneer bring, deur dit wat ons sê en dink en doen. Ja, dat U ons in genade sal aansien en ons sondes vergewe om Christus ontwil. Amen. Baie bekende gedeelte, ons dominees lees dit graag ook by begrafnisse en in besonder langs oop grafte. En dit is 1 Korintiërs 15, ons gaan vanaand luister vanaf vers 35. Jy kan gerus maar die eerste helfte ook gaan lees, maar kom ons luister saam vanaf vers 35 en tot en met vers 53, 58. Kernverse 35, maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? En dan kom ons by vers 53, waar daar geskryf staan, hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. Dis amper soos 'n antwoord op die eerste vraag in vers 35. So kom ons luister saam. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie, en wat jy saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan soos hy bepaal het, aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar's 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van 'n hemelliggaam is anders as die van 'n aardse liggaam. Die glans van die son is anders as die van die maan of van die sterre. Ook verskil een ster se glans van die van 'n ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het 'n lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoffelike mens was, so is ook die stoffelike mense. Soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie, die verganklike nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.
Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Ons gaan nou eers saam sing uit Psalm 16. Ons sing vers 4 en 5 saam. U sal my siel nie oorgee in die dood. My pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. Kom ons staan, ons sing vers 4 en 5 saam, waarna ons sitplekke kan inneem. Mens kan amper sê Paulus val met die deur in die huis. Met die vraag wat mense ook lief is om te vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dit is vrae wat mense baie vra wanneer hulle dink aan die opstanding. En dit is so, Paulus sê, dit is eintlik 'n dom vraag. Maar dit is belangrike vrae wat mense wil weet wat die antwoord is en wat ons ook self moet weet wat die antwoord is. Wat is die belangrikste wat 'n mens moet weet oor die opstanding? Ek dink die belangrikste is dit wat ons bely elke Sondag. Ek glo in die opstanding van die liggaam. Die opstanding van die liggaam. 'n Mens kan in jouself vat as jy dit sê. Hierdie liggaam gaan eendag uit die doodheid opgewek word. En dit is belangrik dat mens weet, die Bybel werk ook nie met die opstanding van die liggaam as iets wat geheimsinnig is nie, of iets wat mistiek met Jesus gebeur het nie. Die opstanding is iets prakties, dis iets fisies, wat met elke gelowige gaan gebeur, en waarna elke gelowige ook uitsien. Die dag as ons liggaam letterlik uit die dood gaan opstaan. Die probleem egter is, dis vir ons wat nog in sterflike liggame vasgevang is, wat nog
begrafnisse moet hou en geliefdes aan die dood afstaan en self sterf, 'n moeilike ding om te verstaan. Daarvan kan enige dominee getuig. Hoeveel keer hoor ons ook nie die vraag wat gevra word nie, maar dominee, ek wil veras word. Mens hoor dit baie, broers en susters. Wat is so erg daaraan om veras te word? Mens kan eintlik sê, daar is seker nie so erg daaraan nie. Maar die probleem kom by die redes. Redes wat mense graag wil gee oor hoekom. Een wat mens dalk kan verstaan, hoe lyk die begrafplase? Of daar's te min plek. Daai ene kan jy maar vergeet, daar's nie so iets soos te min plek nie. Maar dan kom ons by die redes wat mense gewoonlik gee en meeste van die tyd ook vir jou sal gee om te probeer verduidelik hoekom hulle veras wil word, is die liggaam gaan tog net weer stof word, hy gaan tog net vergaan, of die liggaam beteken niks nie, dis jou gees wat hemel toe gaan, hierdie is net 'n lijk. En daar lê die probleem. Wat is die probleem? Dis, ons verstaan nie waarom begrafnis belangrik is nie. Hoekom ons elke week ook bely, Jesus is begrawe en hy het opgestaan. Hoekom ons sê, ons glo in die opstanding van die liggaam nie. Probleem is, ons dink te min van ons gestorwe liggaam. Dit is baie mooi hoor, jy dink te min van jou gestorwe liggaam. Dit is so dat die siel, die oomblik as jy sterf, na God toe gaan, na die Vaderhuis toe gaan. Jesus self sê dit vir die rower langs hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Baie plekke in die Bybel hoor 'n mens dit, Prediker 12, dan die Gees na God terugkeer wat dit gegee het. 1 Tessalonisense 4, wat gebeur met die ontslapenes? Hulle word deur God na hom toe geneem. So ons weet wat gebeur met jou siel. Maar belangrik, omdat Christus die dood oorwin het, daarom het ons die sekerheid dat hierdie skeiding van liggaam en siel tydelik is. Want die vrug van Jesus se opstanding is die belofte wat ons het dat ons liggaam ook eendag gaan opstaan. Daarom bely ons dit, ek glo in die opstanding van die liggaam. So die skrif en ons belydenis beklemtoon dit vir ons dat die opstanding uit die dood gaan nie 'n ander liggaam wees wat jy kry nie, dit gaan dieselfde liggaam wees, maar dit gaan tog anders wees. Anders daarin, soos Paulus dit hier vir ons probeer verduidelik, dat dit 'n verheerlikte liggaam gaan wees. Dit sal 'n liggaam wees waaraan God self gestalte gee soos hy bepaal, sê Paulus. Nou om dit te verduidelik het Paulus vir ons 3 beelde wat hy gaan haal het uit die leefwêreld uit. 3 voorbeelde. Die eerste is die wat ons die beste ken, is die van die saadkorrel wat geplant word. En dis wat hy sê, as 'n boer 'n koringkorrel in die grond sit, watse plant gaan tevoorskyn kom? Daardie koringkorrel gaan eers vergaan, sê hy, maar daar gaan iets heerliker, iets beter uit hom uitgroei, 'n koringplant wat tog beterder is as daai nietige saadkorreltjie wat jy in die grond geplant het. En daarom is dit belangrik dat 'n mens sal verstaan, as jy koringkorrel plant, kom daar 'n koringplant tevoorskyn. En so is dit ook met die menslike liggaam, wat ons saai, wat ons begrawe, is nog steeds 'n menslike liggaam wat opstaan, maar dis verheerlik, dis in 'n verheerlikte gedaante. Dis soos daardie koringplant wat uitspruit sterk en fris. Dan die tweede beeld wat hy gebruik is die van verskillende soorte vleis. Hy sê 'n mens kan tog nie een soort liggaam begrawe en dan kom daar iets anders op nie. 'n Mens se liggaam bly 'n mens se liggaam. Menslike liggaam bly menslike liggaam. En so sal dit ook in die toekoms wees.
Die laaste beeld wat hy gebruik is die van hemelliggame. Dan sê hy die glans van hemelliggame verskil van aardse liggame. En so sal die heerlikheid van ons hemelse liggaam, die glans daarvan heerliker wees as die van die aardse liggaam wat ons nou het. Maar dit bly ons liggaam. En dis juist met hierdie voorbeelde wat hy eintlik vir ons probeer verduidelik en sê, jy moenie appels met pere vergelyk nie. Iets wat beter is, kan tog nie vergelyk word met iets wat swakker is nie. Hoe moet ons dit dus verstaan? Sien dit so, God het die mens geskep, dat hy nie sou doodgaan nie. Maar vanweë die mens se ongehoorsaamheid, het die ewige dood as straf op die sonde deel van ons lewe geword. Jesus Christus het gekom en hy het dit omgekeer. Want uit die dood bring hy die lewe, 'n nuwe lewe met 'n beter liggaam. Daardie liggaam wat uit die dood uit opgewek gaan word. So by die opstanding, die dag as dit plaasvind, gaan daar 'n gedaanteverwisseling plaasvind, maar nie 'n wesensverandering nie. En daarom is die beeld van die opstandingsliggaam so belangrik. Want presies wat die verandering behels, en hierdie is nou baie belangrik dat ons dit hoor, kan ons nie vir mekaar sê nie. Wat gaan die verandering wees? Paulus sê dit gaan verander. Paulus sê dit gaan beter wees, maar hoe gaan dit wees? Baie moeilik om te sê. Hoekom? 1 Johannes hoofstuk 3 staan daar geskryf, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, dis nog nie aan ons geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Filippense 3:21, Paulus skryf dieselfde, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp het, sal hy ons nederige liggaam verander, om so sy verheerlike liggaam te wees. So daar's die naaste wat ons in 'n antwoord kry, hoe gaan ons liggaam wees? Dit gaan wees soos die verheerlikte liggaam van ons Here Jesus Christus. En nou moet mense onthou, na sy opstanding uit die dood uit, het die disippels aan hom gevat. Die ongelowige Thomas het self sy vingers in die plekke kon druk waar die spykers was. Jesus het saam met hulle geëet. So die belangrike wat ons moet weet is die liggaam wat ons by die opstanding sal hê, sal anders daaruit sien as die een wat ons nou het, deurdat die beeld van God wat deur die sonde verdring is, volkome herstel sal word. En hierdie herstel word vir ons geteken deur Paulus as hy sê ons huidige liggaam is verganklik, toekomstige gaan onverganklike wees. Ons huidige liggaam is gering, die toekomstige gaan heerlik wees. Ons oue, die een wat ons nou het, is swak, die een wat ons kry is kragtig. Die een wat ons nou het is natuurlik, sê hy, die ander geestelik. So alhoewel die liggaam wat begrawe word, dieselfde een is wat opgewek word, is daar 'n verskil wanneer hy opgewek word. Die nuwe liggaam sal alle swakheid, alle sondigheid verloor, totaal en al bevry van die beperkings, die pyne, die versigtinge van die teenswoordige lewe. Die lewe wat uit Adam na ons toe gekom het, so sê Paulus dit is die van die fisiese, natuurlike, organiese wat ingeperk en verkort word deur die mag van die sonde en die dood. Maar Christus aan die ander kant is weer die bron van die geestelike lewe wat ons bevry van die magte en die beperkings wat op ons geplaas was deur die sonde. Maar dis juis hier wat ons versigtig moet wees, want dis wat mense altyd sal sê, my liggaam wat ek gaan hê, gaan tog 'n geestelike liggaam wees. So, wat maak dit nou saak? Hierdie liggaam gaan net stof word en vergaan. Nou daar's juis 'n foutjie wat ons baie keer maak met die begrip van 'n geestelike liggaam. Geestelike liggaam is nie wat mense daarvan wil maak, iets spook,
spookagtig nie. Wat met geestelik bedoel word, is eintlik iets besonders. Daarin dat die Gees van God, waardeur Christus uit die dood uit opgewek is, nou in beheer van jou lewe sal wees. In beheer van jou liggaam sal wees. Daarom kry jy die onverganklike liggaam. En dis ons laaste punt, die dood wat ons natuurlike lewe vir ons verganklik laat lyk. En dit lyk vandag nog steeds so, maar onthou dit, sê Paulus, die oorwinning oor die dood is behaal. Al weet ons dat die dood 'n realiteit is wat op ons wag en wat op ons geliefdes wag, waarna ons nog moet kyk, weet ons. Die belangrike is dat die angel van die dood, met ander woorde die skerp kant, die seermaak kant van die dood, getrek is. Dat dit nie ons meer kan skaad nie. Hoekom nie? Paulus sê dit, ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Van hierdie oorwinning word ons verseker deur ons belydenis dat ons glo in die opstanding van hierdie liggaam. Want hierdie belydenis is baie belangrik. Dit openbaar vir ons die grootsheid, die heerlikheid van Christus se verlossingswerk en Christus se opstanding uit die dood. Want as dit so was dat ons by die opstanding van die dooies 'n ander liggaam sou kry en die ou liggaam, hierdie liggaam net stof sou bly, sou dit beteken dat die dood nie oorwin is nie. Dit sou inhou dat Christus se lyde nie voldoende was nie. Maar nou geliefdes, kan ons saam met Paulus dit uitroep. Die oorwinning is behaal. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood, weet ons, is die sonde. En God het deur Jesus Christus se opstanding uit die dood daardie angel verwyder. Die oorwinning behoort nie aan die dood nie, dit behoort aan ons koning Jesus Christus, ons Here. En daarom die troos dat ons elkeen dieselfde liggaam sal hê as wat ons tans het, maar in 'n heerliker gedaante. Hoe daardie liggaam sal wees? Soos die liggaam van ons Here Jesus Christus. Totaal en al onder die beheer, onder die mag van die Gees van God. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons bely vanaand, Here, dat daar baie dinge is wat vir ons moeilik is om te verstaan. Moeilik is om te verduidelik, moeilik is om oor te praat. Een van daardie dinge is hoe dit sal wees as ons uit die dood uit opgewek word. Daarom dank ons U dat U in die woord ook vir ons daaroor inligting gee en ons iets daarvan wil wys. Maar ons weet dat die volheid daarvan nog nie aan ons geopenbaar is nie. Maar ons dank U dat ons die volheid daarvan eendag sal beleef. Daarom vra ons, Here, dat U elkeen van ons ook die troos sal gee, dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself behoort nie, maar met liggaam en siel in alles aan ons koning Jesus Christus behoort. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee.
Kom ons sing saam die pragtige woorde Psalm 34, die Here is die hart naby, wat gans verbroken is en verskeur. Die gees wat diep verslaat, treur, verlos bemoedig hy. En dan kom hierdie mooi woorde in vers 9, sy beendere word bewaar. En dit is belangrik dat 'n mens dit ook altyd vir jouself sal sê, en dit sal onthou, dat ook jou liggaam, ook jou beendere, is vir God kosbaar. Psalm 139 kon ons ook sing, waarin daar staan, geen been van my was vir U verborge, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot, waar niemand dit nog kon sien nie. En hierdie psalm dan 'n belydenis daarvan, dat ook jou liggaam is vir God kosbaar. God kyk ook na jou liggaam. Nie net het hy dit aan mekaar geweef nie, hy is ook die een wat dit eendag in heerlikheid sal opwek. Kom ons sing vers 8 en 9, dan ontvang ons die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.